Ja, goeiemôre aan julle almal. Julle sal nie glo nie, dis nie ek in die agtergrond wat besig is om my grasperk te sny nie. Die munisipaliteit het vir 'n verandering besluit hulle gaan die gras kom sny. So ek vra verskoning daarvoor. By voorbaat, ek dink hulle beweeg daarom nou so 'n bietjie weg van ons huis af. Baie welkom by vanoggend se Bybelstudie. Ek hoop eintlik dan om vanoggend die Bybelstudie oor kremasie of verrassing af te sluit en ook om dan vanoggend ons Bybelstudie vir 2025 eers af te sluit. Ons het maar die gebruik dat ons in die skoolvakansietye eers 'n breek vat en omdat baie van ons gaan dalk 'n bietjie rond beweeg en nie ek self nie. Ek beweeg rond, maar ek is maar wel op diens. So ons gaan dan vanoggend hier afsluit en ek wil dadelik wegspring deur te vra dat voordat ons begin, julle net asseblief weer saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, U is die heilige God. U is almagtig. U is altyd getrou. U liefde het werklik geen einde nie. U is aan ons getrou wat aan U ontrou is. En ons is dankbaar, Here, dat U nooit U rug op ons draai nie. Ons aanbid U in al U hemelse heerlikheid. En ons vra dat U ook weer vanoggend na ons sal neerbuig en ons sal lei om U woord te verstaan. Baie dankie, Here, dat U ook oor die dinge wat ons mee gekonfronteer word in die daaglikse lewe, U woord spreek, dat ons nie onseker is of onduidelikheid het nie, maar dat ons werklik kan weet waaroor dit gaan, dat ons die regte keuses kan maak, en ons bid dat U aan ons die krag sal gee en die geloof sal gee, die Christelike moed sal gee, om die regte besluite te neem. Ons bid ons gebed dan nou in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou goed, ons het nou al 'n ver pad gekom met die hele saak van verrassing of kremasie. Ek gaan nie weer alles saamvat nie, ek gaan net kortlik sê, ons het gekyk na die oorsprong daarvan. Ons het baie duidelik gesien, dit het 'n heidense oorsprong. Ek verwys weer na die beleid van die marxisme van die kommuniste om mense aan te moedig om te veras, omdat dit dan 'n wesenlike breek verteenwoordig met die Christelike godsdiens. Nou, ons land word geregeer deur kommuniste, deur mense wat 'n marxistiese ideologie voorstaan, en daarom is daar ook al hierdie retoriek en hierdie aanmoediging om te veras, en ek glo werklik dit het heelwat mense se harte gesteel, ook Christene se harte gesteel, teoloë se harte gesteel, en hulle die idioom wat hulle besig is, die ene van eintlik 'n kommunisties marxistiese bestel. Dit is nie meer 'n Christelike kalvinistiese beskouing nie, en jy moet besef dat dit is wat jy doen as jy hierdie roete vat van verrassing of van lijkverbranding, dat jy bevind jou in die uitgeleese geselskap van die kommuniste en die marxiste. Daar's geen twyfel daaroor nie. Ek het dit vir julle aangetoon. En dan het ons ook gekyk na die argumente, al die moderne argumente wat mense het, waarom begrafnis vir hulle 'n probleem is, en dit is alles wêreldse argumente, en teen die tyd wat ons by die skrif gekom het, en ons het begin by die Ou Testament, het ons baie duidelike lyne in die Ou Testament gesien vir begrafnis, en ons het ook gesien dat die uitsonderings waar daarna soms verwys word, werklik uitsonderings was, en dit was mense wat onder die oordeel van God gestaan het, en ek dink dis 'n geweldige belangrike punt. Die enkele voorbeelde in die Ou Testament verwys spesifiek na mense wat onder die oordeel van God gestaan het.
So om daardie argumente of daardie tekste te probeer gebruik as skrifargumente ten gunste van verrassing is absolute loutere dwaasheid. Dit is 'n verdraaiing van die skrif. Ons het gesien dat God Moses se liggaam self gaan begrawe het. En toe het ons oorbeweeg na die Nuwe Testament toe. En wat waar was van die Ou Testament is net so waar van die Nuwe Testament. Die tekste waarna ons gekyk het, kon ons by oormaat toe vermenigvuldig het. En ook hier in die Nuwe Testament is dit baie duidelik dat die Here Jesus dink in terme van begrafnis. Dit is nie eers binne sy verwysingsraamwerk dat gelowiges dink aan verrassing nie. So, weer eens omdat dit 'n heidense gebruik is, en ek wil die punt nou maak voordat ons hier begin vanoggend. Die feit dat die apostel Paulus eintlik nie eers verwys na verrassing nie, wys vir jou hoe onwaarskynlik dit in die Bybelse denke is, dat daar iemand is wat sal verras, omdat dit uit en uit 'n baie duidelike heidense gebruik is. Om dit te probeer gebruik as 'n argument, dat Paulus dis ook nie daarteen is nie, want hy noem dit nie, en dit is 'n sogenaamde middelmatige saak, wil ek vir jou sê, enige iemand wat kom met dit, moet jy onmiddellik weet op die plek, is besig met dwaalleer, en jy is in die verkeerde geselskap, en jy moet jou maar daar verskoon, so gou as moontlik. Dit maak nie saak of dit selfs iemand is van die GKSA nie, dis die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika nie. Dit is nie by ons enigsins 'n praktyk nie, of dit word op geen manier goedgekeur deur enige vergadering nie, maar ek noem dit maar net by u, ons sal ook nie altyd die wêreldse invloed vryspring nie. Die liberale agenda wat gedreig word deur die wêreld is geweldig sterk op hierdie stadium. Goed, kom ons gaan terug na die skrif toe. Ek dink ek het 'n opsomming gegee, die punt is gemaak. So, die apostel Paulus waarsku, en ek wil dit gou vir julle lees, want ek dink hierdie is 'n algemene argument dat Paulus is ook nie eintlik daarteen nie, so ons kan maar daarvoor wees. Wanneer ons nou vir 'n paar oomblikke kyk na die briewe van Paulus, dan sien ons dat hy nie uitdruklik teen kremasiepraktyke waarsku nie. Tog was hierdie praktyke in die heidense wêreld waarin hy gewerk het normaal, dit was algemeen. Voorstanders van kremasie het reeds aangevoer dat die feit dat Paulus nie uitdruklik teen lijkverbranding waarsku nie, sou beteken dat hy dit as 'n middelmatige saak beskou. Nou hierdie argument van dit is 'n middelmatige saak, so ons kan maar self besluit, word geweldig deur liberale teoloë misbruik om enige iets te probeer deurkry. Die middelmatige sake is baie duidelik. Dit is byvoorbeeld nie sake wat handel oor die vrou in die ambt nie, wil ek vir julle sê, ek beskou dit nie as 'n middelmatige saak nie. Dit is egter 'n verkeerde siening, daar is veel meer heidense gebruike waarteen Paulus nie gewaarsku het nie. Maar waar hy wel teen gewaarsku het, is die heidense gebruike wat 'n bedreiging vir die jong gemeentes gevorm het, soos byvoorbeeld die eet van vleis wat aan afgode gewy was. Dit was vir Paulus egter nie nodig om teen lijkverbranding te waarsku nie, omdat laasgenoemde gebruik nooit ingang by die jong kerke gevind het nie. Nie is nodig gehad om daaroor te praat nie. Ek dink Paulus sal nie net verbaas wees nie, maar geskok wees en met afgryse vervul wees, as hy moet kyk na die praktyke in die deursnee Afrikaanse kerke en onder Afrikaners vandag. Hy sal sy hare uit sy kop uittrek as hy moet sien, wat vandag goed gepraat word deur teoloë in die naam van die Here Jesus Christus. Nou hier wil ek verwys spesifiek na 1 Korintiërs hoofstuk 15. En ek gaan nou nie die tyd, ons het onlangs 1 Korintiërs 15 behandel, ek gaan nie die tyd hê om 1 Korintiërs 15 en al sy besonderhede met u deur te gaan nie, maar ek gaan vir u vinnig deur 1 Korintiërs 15 neem. Nou hoekom 1 Korintiërs 15? 1 Korintiërs 15 moet u onthou,
is die hoofstuk in die Bybel, waar, ekskuus tog verkeerd een, 1 Korintiërs 15 is die hoofstuk in die Bybel waar ons te doen kry met die opstandingsliggaam. En die opstandingsliggaam is nie apart of los van ons, ek net gou hierso kyk, nou nee, ekskuus julle, ek is net hier besig dat ek net gou kyk of ek hom vinnig kan kry. Kom ons maak sommer so. Daar is hy, nou gaan ons hom vandag kry. 1 Korintiërs 15 handel baie duidelik oor die beginsel is dat die liggaam van die gelowige uiteindelik is 'n uitvloeisel van die liggaam wat ons hier op aarde het. So ons verheerlikte liggaam kom van ons aardse liggaam. God gebruik dit as die bousteen. Nou 1 Korintiërs 15 wat ek daar vir u vertoon, begin baie duidelik met die opstanding van ons Here Jesus Christus en die feit dat dit 'n voldwonge feit is, 'n historiese gebeurtenis. Ek gee nie om of daar Afrikaanse teoloë is wat meen dat die Here in die harte van sy disippels opgestaan het nie. Dis absolute dwaalleer van die duiwel. Niks minder as dit nie. En enige iemand wat so iets sê, is 'n vyand van die ware kerk. Ek stel dit vir u baie duidelik. Baie van u kom uit kerke uit Afrikaanse kerke wat hierdie dinge nou sê, dat die Here Jesus is gebore uit 'n vrou wat eintlik ontuig gepleeg het en dat hy was eintlik 'n buiteegtelike kind. Hierdie goed is so naar dat 'n mens wil dit nie eers herhaal nie. En dat hy nooit werklik uit die dood uit sou opgestaan het nie, maar net in die harte van sy disippels. Die apostel Paulus gaan in detail daarop in, en hy sê baie duidelik in vers 3, dat die kern van dit wat ons glo is die opstanding, die belangrikste, vers 3, wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit, dubbelpunt, hier is die belangrikste. Christus het vir ons sondes gesterwe volgens die skrifte. Hy is begrawe, en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Dis nie moeilik nie, jy kan dit verstaan, ek kan dit vir 'n kind verduidelik. Hy sê, die belangrikste ding is die opstanding, die kruis en die opstanding. Nou kom hy met 'n lys van mense aan wie die Here werklik verskyn het, en wat op daardie stadium sou kon getuig, dat hy uit die dood uit opgestaan het. Hy sê, hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, daarna aan 500 broers tegelyk, daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. Ekskuus, van die 500 sê hy ook nog, waarvan die meeste nou nog lewe. Hier laaste het hy aan my, die ontydige geborene, verskyn, bedoelende Paulus. Met ander woorde, op daardie stadium was daar meer as 500 mense wat sou kon getuig dat die Here Jesus, nadat hy gesterf het aan die kruis het hy uit die dood uit opgestaan en dat hy lewe. Daar is dus geen manier wat daar enige twyfel daaroor kan wees. En dan begin Paulus en hy trek die verband tussen die opstanding van Christus en die opstanding van die dooies. Daar's 'n verband tussen ons wat in Christus glo, sal net soos hy uit die dood uit opstaan. En een deel van daardie opstanding, en dit moet u begin verstaan, is dat die liggaam van die mens is nie iets wat weggegooi kan word nie. Dis nie 'n stuk vleis wat net gaan vrot nie. Dit behoort werklik aan God. Hy is die skepper van die liggaam en die siel. Om die siel die belangrike komponent te maak en die liggaam weg te gooi, is onwaar, dis onbybels en onskriftuurlik. Dit pas nie in by 'n kalvinistiese beskouing van die mens nie. Ons gaan konsentreer op die gedeelte vanaf vers 35 oor die opstandingsliggaam. En ek gaan net enkele opmerkings hier kan maak, anders gaan ons nie klaar kry nie. Maar u moet weet dat dit is so belangrik dat ons bely in die apostoliese geloofsbelydenis, beide die opstanding van die siel en die opstanding van die liggaam. Ons bely die wedergeboorte in die 3de deel van die apostoliese geloofsbelydenis.
Ek glo in die Heilige Gees, dis die werk van die Heilige Gees. Ek glo in die vergifnis van sondes. Dit is die herlewing of die lewe van die siel, die wedergeboorte. En direk daarna, ek glo in die opstanding van die liggaam. God vernuwe die siel en die liggaam van die mens. Nie net die siel nie. Ons is nie Grieke nie. Ons is nie aanhangers van Plato nie. Dat ons dink dat die siel is niks, dat die siel is al wat iets werd is en die liggaam is niks werd nie. Ons is nie Grieke nie, ons is Christene. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Ja, dis 'n moeilike vraag om te antwoord in die eerste plek, want God openbaar nie alles aan ons oor die opstandingsliggaam nie. Hy hoef dit nie aan ons te openbaar nie. Hy is God, hy is vrymagtig. Hy besluit wat hy vir ons gaan sê en wat ons nodig het om te weet in hierdie lewe om gered te word. Dis nie nodig vir hom om vir ons meer as dit te sê nie. Dit is 'n dom vraag. Wat jy saai kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. Jy kan tog met ander woorde nie 'n mieliepit plant, maar jy verwag 'n tamatieplant nie. Dis dom. Jy weet dat dit wat jy plant hou verband met dit wat jy gaan kry. 'n Mielie gee vir jou 'n mielieplant en gee vir jou mielies. En dis die beeld wat hy gebruik, 'n baie eenvoudige beeld. My liggaam word geplant, dit word uiteindelik weer 'n deel van my siel, ook die liggaam wat geplant is, word vernuwe, dit herlewe. Dit is 'n dom vraag. Wat jy saai kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar is 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. En hy bedoel daarmee, uiteindelik gaan my hemelse liggaam anders wees as my aardse liggaam. Maar my aardse liggaam is deel van hierdie proses. God bou hierdie aardse liggaam verder uit, net soos met Jesus. Daarom is die Here Jesus se liggaam nie verbrand nie. Sy liggaam wat begrawe is, was die bousteen vir sy verheerlikte liggaam, wat hy ontvang het en waarmee hy ook verskyn het. Die glans van die son is anders as die van die maan, of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik, en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering, en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak, en word in krag opgewek. Hy wys op enkele dinge om die groot verskil tussen die aardse en die hemelse liggaam duidelik aan te toon. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. Die natuurlike liggaam is die begin van die geestelike liggaam. God gaan nie nuwe liggame maak nie. Hy gebruik die bestaande aardse liggame wat ons nou het as die deel van hierdie proses van vernuwing. Hy gaan nie niets skep nie. Hy gebruik dit wat daar is en hy gaan dit omvorm. Hoe moeilik is dit nou om te verstaan? Dit is tog eenvoudig, 'n kind kan dit verstaan, wat Paulus hier skryf. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam
het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike, bedoelende die liggaam, hierdie liggaam wat ek nou het is die natuurlike, daarna kom my geestelike liggaam daaruit voort, my verheerlikte liggaam, en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik, die tweede mens is uit die hemel. Ja, ek verstaan nie die aard van alles wat God gaan doen, wanneer ek my geestelike liggaam ontvang nie, waarin ek vir altyd by hom sal wees nie, maar hy sê vir my, dit is die pad, dit is die proses, dit is hoe ek het wil doen, nou is dit nie my reg om dit te gaan verander nie. Hierdie liggaam wat ek het, behoort nie eers aan my nie. My hemelse Vader het hierdie liggaam van my gebind aan my siel. Dit is syne, dit is nie myne nie, om te maak wat ek wil, of met 'n testamentêre bepaling, dat dit kan nou maar verbrand word nie. Soos die stoffelike mens was, so is ook die stoffelike mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Maar daar is 'n verband. Vanuit my stoffelike mens, vanuit my stoffelike liggaam, my geestelike liggaam. Ek dink dit is eintlik eenvoudig wat Paulus hier vir ons skryf. Nou goed, kom ons gaan terug na Dominee Lindhout, wat hy hier oor skryf, en jy kan nou dit gou saam met my weer lees. In die verband van dit alles moet ons nou 1 Korintiërs 15 nader bestudeer. Dit is die hoofstuk waarin Paulus uitvoerig oor die opstanding van Christus en in samehang daarmee ook die opstanding van die gelowige handel. Veral verse 35 tot 49 is hier van belang, is die verse wat ons saam gelees het, maar die groot krag wat lei tot die waarheid van hierdie verse gaan daaraan vooraf. Die krag vind ons in vers 20. Wat staan daar in vers 20? Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Nou ons weet, ons kan die evangelies van lees, dat die Here Jesus is liggaamlik opgewek. Hulle kon hom sien, hulle kon hom vat. Hy het vir hulle gesê, kom hier, kom sit julle hand hier in my sy, dat julle kan die wond voel. En dit is die punt. So sal dit ook met ons wees wat in Christus glo en wat soos hy sal opstaan en sal lewe. Ons is nie die een of ander spookagtige swewende damp nie. 'n damp is 'n gas. Blykbaar is dit wat mense dink. Weet jy wat is dit? Dit is bygeloof. Dis spooke. Dit is wat mense dink blykbaar. Dis al die spookstories wat hier onder die Afrikaners rondloop. Nou ja, jy weet, as mense verstaan, dis nonsens, is dit een ding. Maar lyk my daar's 'n klomp mense wat die goed glo. Met hierdie woorde en met wat daar verder volg, toon Paulus aan dat Christus die waarborg is van die salige opstanding van die gelowiges. 'n Heilsfeit, wat deur die kerke van gereformeerde belydenis ook beklemtoon word in Sondag 17 van die Heidelbergse Katekismus. Nadat Paulus dat van die opstanding vasgestel het, dat dit 'n feit is, behandel hy die hoe daarvan. Wat weet ons daarvan? Wat is die bietjie wat ons daarvan kan weet? Want dit is groot, dis hemels, en dit wat hemels is in heerlikheid. So ons kan nie alles daarvan begryp nie. Hier gebruik die apostel die voorbeeld van die koringkorrel. Die korrel sterf in die grond, sodat dit nuwe lewe kan gee aan die plant wat daaruit ontkiem. Die een kom uit die ander een voort, so is dit ook met die dooies. Die graf is vir die gelowige nie slegs die plek waar die vertering van die liggaam plaasvind nie, maar die plek waar die liggaam gesaai word in oneer, om op God se tyd as die basyne van die jongste dag weer klink, in heerlikheid opgewek te word. Paulus gaan met sy beeld van die koringkorrel duidelik uit van die begrafnis en nie van lijkverbranding, soos die koringkorrel in die aarde gelê word, so word ook die liggaam van die oorledene in die aarde gelê as het ware geplant.
En soos wat die koringkorrel in die aarde vergaan, so vergaan ook die liggaam van 'n oorledene, maar dan ook soos wat dit uit die koringkorrel wat vergaan het, 'n nuwe koringaar voortkom, omdat die sterwende korrel die kiem van die lewe in hom dra, so kom daar uit die dooie liggaam wat vergaan 'n nuwe liggaam voort, omdat die gestorwe liggaam die kiem van die nuwe lewe in hom dra. So, baie treffende, verstaanbare beeld. Hoe dit deur God op die jongste dag gedoen gaan word, weet ons nie. Dis ook goed, want dit is te groot vir ons om nou te weet en te verstaan. Eendag mag ons dalk meer daarvan verstaan. Maar dat hy dit gaan doen vir elkeen wat deur die geloof in die lyde en sterwe en opstanding van sy seun aan hom gebind is, dit is seker. Dit is wonderlik. Dis die groot punt. Die lig van dit alles is 'n begrafplaas, dis eintlik, dis vir my 'n baie mooi beeld hierdie, 'n groot saailand. Dis soos 'n lap mielies wat geplant is, natuurlik, mits almal wat in daardie begrafplaas geplant is, werklik kinders van die Here is, werklik gelowiges is, waarin die liggame besig is om te vergaan, maar nie om nooit weer op te staan nie. Uit Paulus se uiteensetting omtrent die opstanding van die dode is egter een ding heeltemal duidelik. Sonder die begrafnis bly die hele hoofstuk 1 Korintiërs hoofstuk 15 onbegryplik. As jy veras, hoe verstaan jy 1 Korintiërs hoofstuk 15? Want dit is die beelde wat Paulus hier gebruik. Daar is nie eers 'n moontlikheid dat jy iets van 1 Korintiërs hoofstuk 15 kan begryp nie. Dat jy vir jouself uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 troos kan kry nie. Dat dit begryp, dat dit verstaanbaar aan jou nageslag verduidelik kan word. Hoekom jy die besluit geneem het wat jy geneem het nie. Vanuit die standpunt van die voorstanders van 'n lijkverbranding kan die diepe simboliek van hierdie hoofstuk nie verstaan word soos dit verstaan moet word nie. Vanselfsprekend kan ook hier weer verskillende opmerkings gemaak word. Dit is baie duidelik dat dit in 1 Korintiërs 15 in die eerste plek gaan om die dode, om die ontslapenis, en nie in die eerste plek om die graf of die begrafnis nie. Dit is nie die waaroor Paulus hier wil praat nie. Dit is nie vir hom eers 'n saak nie. En ons moet ook nie die klem daar plaas nie. En ek verwys na 1 Korintiërs hoofstuk 15 nie om te dien as 'n bewys vir begrafnis nie. Maar dit is baie duidelik dat hy begrafnis veronderstel. Dit is ook nie so dat die graf van waaruit Jesus opgestaan het, die grond is van ons hoop op 'n salige opstanding nie. Die opgestane Jesus is die grond van ons hoop. Aan die ander woorde, dit gaan oor die Here Jesus en nie oor die begrafnis nie, oor die plek waar hy begrawe is nie. Maar Jesus staan op uit die graf. Dit is tog betekenisvol. Dit is die groot feit wat die agtergrond vorm van Paulus se woorde in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Alleen teen die agtergrond kan die diepe simboliek van hierdie hoofstuk verstaan word. So 'n mens moet ook eerlik probeer werk met die skrif, deur die skrif nie iets te laat sê wat hy nie sê nie. Voorts kan die vraag ontstaan of die skrif in verband met die begrafnis 'n gebruik beskryf of iets voorskryf. Nou dit is belangrik, want ek onthou hoe het hierdie goed in die Afrikaanse kerke begin. Dit het begin met, dit was gebruike van die Jode. Dit was gebruike van daardie tyd. Nou, ek wil vir julle sê, dit is die histories kritiese verklaringsmetode. Dit is nie die manier waarop ons as gereformeerdes met die skrif werk nie. Ons werk met die grammaties-historiese metode. Dit is twee totaal verskillende metodes, heeltemal verskillend. So hierdie histories kritiese metode sê,
Wel, dit was 'n gebruik van daai mense in daai tyd. Ons weet vandag beter, ons kan dit anders doen. Ons moet die Bybel so lees dat ons kan sien watter is eintlik kulturele gebruike, wat is eintlik goed wat ons nie vandag hoef te doen nie. En ons moet daai dele eintlik afsny en uithaal. En op die ou ende van die dag, wat het jy oor? Jy het niks oor nie. Dis wat jy oor het. Jy het niks oor nie. Jy het teoloë wat sê dat die Here staan in die harte van sy disippels op. Ons weet vandag van beter dat mense wat dood is regtig dood. Hulle kan nie opstaan nie. Ons het die wetenskap. En so is daar baie Afrikaanse teoloë by baie teologiese skole van tradisionele Afrikaanse kerke wat hierdie onsin kwytraak. En mense glo dit. Hulle luister na hulle as hulle preek. En nog erger, hulle lei predikante op wat na gemeentes toe gaan met dieselfde dwaalleer. Want hulle gebruik die histories-kritiese metode om die skrif te verklaar. So hulle rafel en sny af en kap en gooi weg links en regs uit die Bybel uit. Terwyl die grammaties-historiese metode werk met die Bybel soos wat hy daar staan. Alles. Jy kan nie iets afsny, weggooi, uithaal, verander soos wat jy wil nie, omdat jy dink dit is dalk 'n kulturele gebruik nie. Jy gaan soek en jy gee die verklaring van die gedeelte, binne die konteks ook van ons moderne situasie. En hier het dit nie verander nie. Dit is nie 'n kulturele gebruik gewees net van daardie tyd nie. God sê uit beginsel uit hiermee iets, die feit dat hy begrawe. Hy wil hê ons moet let op die verband dat ons behoort geheel en al liggaam en siel aan hom en ons moet in die geloof begrawe met die opstanding in die oog. So, dit is nie dit is iets wat God voorskryf. Die opmerking is reeds gemaak dat dit wat die begrafnis betref in die skrif slegs gaan om die mededeling van 'n kultuurgewoonte. Die herhaaldelike vermelding van die begrafnis in die skrif sou dan slegs die beskrywing wees van 'n gebruik en die beskrywing sou geen voorskrif inhou vir ons vandag nie. Myns insiens is hierdie siening verkeerd omdat dit nie voldoende rekening hou met die besondere karakter van die skrif nie. Die skrif is in die eerste plek die openbaring van God en nie sommer een of ander boek wat vryblywend aangeneem of verwerp kan word nie. Maar dit beteken dan ook dat die herhaaldelike beskrywing van en nadruklik op die begrafnis in die skrif nie maar toevallig aan ons gegee is nie. Dis met die bedoeling dat God dit vir ons duidelik laat neerskryf het. God wil daarmee iets aan ons sê. Moses word nie deur God self begrawe met daarachter die gedagte dat ons met ons oorledenis kan doen wat ons wil nie. Jesus Christus daal af in die graf sodat ons oontoe kan gaan nie. God het in al daardie gevalle deeglik gesorg dat daar 'n begrafnis moet wees. Hoekom? Omdat hy vir ons iets daarmee wil sê, hy wil vir ons tog iets wys. As ons die begrafnis in die skrif bloot as die mededeling van 'n kultuurgewoonte sien, kom daar ook ander vrae na vore. In ander woorde, wanneer gaan iets nou 'n kultuurgewoonte wees en wanneer nie, en wie gaan daaroor besluit? So baie van hierdie goed maak die deur op vir vreeslike goed. Die goed wat ons vandag in Afrikaanse kerke sien, en wat ons vandag in Afrikaanse kerke hoor. En die Afrikaanse kerke wat hierdie tipe goed sê, is in die moeilikheid. Hulle word al kleiner, hulle kwyn, hulle is besig om dood te gaan. En weet jy, so hartseer as wat dit is, enige kerk wat hierdie dwaling voorstaan, kan nie bly bestaan nie. Goed, volgens beginsels van ons Calvinistiese mensbeskouing. Nou deesdae is dit 'n verskriklike vloekwoord as jy 'n Calvinist is. Wel, dat ek vir u sê, ek is 'n Calvinist en ek is trots daarop. Met ander woorde, ek staan in die tradisie van Calvynse verklaring van die Heilige Skrif. En ek omhels dit heel hartig. Dit is by verreweg die beste metode wat daar is. En hoe sien ons die mens? Ons sien die mens soos wat die Bybel vir ons sê ons die mens moet sien.
Op grond van die gegevens wat hierbo genoem is, moet ons nou probeer kom tot die bepaling van ons eie standpunt in sake die kwessie van begrafnis of kremasie. In die eerste plek lees ons in die Bybel, in Genesis 1 vers 26, dat, in vers 27, dat God het die mens geskep as sy beeld, as sy gelykenis. Daarom het God moord en selfmoord verbied in Genesis 9 vers 6. Ten einde die mens met eerbied vir die menslike liggaam te vervul, het God ook die verminking en beskadiging daarvan verbied. Levitikus 19 vers 28 en Deuteronomium 14 vers 1. En deel van die verminking en beskadiging van die liggaam, laat ek het maar noem, ek weet, ek maak nou weer 'n nuwe saak oop, is natuurlik tatoeëring. Dit is net so 'n heidense gebruik. Gaan lees maar die Bybel. En weer eens, dit het baie algemeen geword. Hoekom het dit so algemeen geword? Hoekom het verrassing ewe skielik so algemeen geword? Want die mense wat die goed voorstaan, staan nie meer onder die invloed van 'n Calvinistiese mensbeskouing nie, maar van 'n communisties-marxistiese beskouing. Hulle het liberaal geword. Dit gaan nie meer vir hulle oor wat die skrif sê en lees die skrif soos 'n kind nie. Paulus spreek van die menslike liggaam as van 'n tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19. En ek kan dit verstaan, dat Paulus die liggaam van die mens beskryf as 'n tempel van die Heilige Gees. Dit is immers die beeld van God. Let op hoe belangrik dit is. Dis die blyplek van God, die Heilige Gees. Gaan ons dan nou die blyplek van God, die Heilige Gees, neem, nadat liggaam en siel geskei het, en ons onderwerp het aan die vlam wat 'n simbool is van God se toorn en oordeel en van die hel, die blyplek van die Heilige Gees, is dit ewe skielik nie meer vir God belangrik nie. Dit kan tog nie wees nie. Die skrif praat dus met groot eerbied van die menslike liggaam, want ook die liggaam is 'n skepping van God. 'n Mens bestaan uit siel en liggaam, en dit beteken dat ook die liggaam van die gelowige deel het aan die verlossing in Christus. Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes sê dan ook dat die gelowige met liggaam en siel aan Christus behoort. En dis vir my kosbaar dat ons dit ook het in die Heidelbergse Katekismes, wat 'n uitvloeisel is van die werk van die hervorming. Die Heidelbergse Katekismes is oor 500 jaar oud. En dit kom van die werk van Martin Luther, Calvin, Zwingli en al die hervormers. Dis hoekom dit ook in ons belydenisskrif staan. Maar die laaste tyd in Suid-Afrika het die kerk wegbeweeg hiervan. Hy het sy rug gedraai op ons nalatenskap, op wat ons geërf het van die hervormers af. Ons liggaam is dus nie ons eiendom nie, maar God se. Maar wat van God is, moet van God bly. Dit bly altyd sy eiendom. Ons kan dit nie van hom vervreem nie. En daarom moet die liggaam na die dood aan God teruggegee word op die wyse wat die Bybel aan ons leer. Die wyse is nie die plek van lijkverbranding waarby die hele liggaam vermink word nie, maar die pad van begrafnis. Voorts moet ons in gedagte hou dat die intrede van die dood nie sommer 'n natuurlike saak is nie, maar ook 'n handeling van God. Slegs God kan heers oor lewe en dood. Slegs hy wat die mag het om die lewe te gee, het ook die reg om dit weer te neem. En daarom hou sy reg op ons liggaam, wat deur hom gemaak is, ook nie op wanneer die dood intree nie. Dis nie ewe skielik my reg om my testament te skryf, verbrand my nie. God het nog steeds die volste reg op my. Maar dit beteken dat ook die liggaam van 'n oorledene volgens die wil van God gehandel moet word en behandel moet word. Derhalwe moet dit aan die aarde toevertrou word en nie aan die oond nie. God sê die aarde, want uit die aarde het hy ons geneem, nie die oond nie.
Deurdat 'n oorledene begrawe word, vind die vernietiging van sy liggaam plaas, volgens die wil van God en volgens die tydsraamwerk van God. Dit is by kremasie egter nie die geval nie, omdat daarby die proses van vernietiging van die liggaam deur die mens self ter hand geneem word. Dan tree die mens dus op as die heerser oor lewe en dood, waarby uitgegaan word van die gedagte dat die liggaam die eiendom van die mens is, terwyl dit eintlik God se eiendom is. Nou goed, kom ons maak 'n konklusie van dit alles wat ons nou al gesien het. En weer eens, ek sou vir u baie lank kon besig gehou het met skrifgegewens vir begrafnis. Ons slotsom in verband met die gegevens wat die skrif ons bied is dat begrafnis steeds veronderstel word. En daarmee keer die skrif om teen lijkverbranding. Die gevalle waar die gebruik wel genoem word, is of straf deur God beveel, of uitsonderlike gevalle. Die seën van God is die grond van ons hoop op 'n salige opstanding. Hierdie belangrike geloofswaarheid is deur die Christelike kerk van die begin af besef, en daarom het die kerk om steeds met die grootste beslisheid teen heidense lijkverbrandingspraktyke verset. Dat hierdie gebruik tans in sogenaamde Christelike nasies 'n steeds groter plek inneem, stem tot besorgdheid. Dominee Lindhout verwys hier na 'n klomp ander praktyke wat ook deesdae algemeen geword het by begrafnisse. Ek wil vir u sê, u kan gaan kyk, ek kan dit weer op die groepe plaas. Ons as gemeente het memorandum of 'n beleid ten opsigte van begrafnisse en wat ons nie daar wil doen nie, en dit raak net al belagliker, die tipe goed wat mense wil doen by 'n begrafnis. Ek is glad nie 'n voorstander daarvan nie, ek wil ook dit glad nie daaraan deelneem nie. Die klem is nie op die mens wat gesterf het nie, die klem is uiteindelik op God. Het bly altyd op God. Ek sal weer daardie memorandum beskikbaar stel. Dis gebaseer op die skrif in ons belydenis en die kerkorde. En werklik ek dink om te kan begrawe en afskeid neem van 'n geliefde op die gepaste wyse tot ons troos, moet ons hou by dit wat God vir ons in die Bybel gee. Ek gaan nie hierdie hele gedeelte verder deurlees nie, ek gaan net hierdie laaste opmerking lees, en dit is samevattend kan ons sê dat die proses van ontbinding van die liggaam nie in die hande van die mense gelê word nie, maar selfs dit word deur God bestuur en beheer. Ons mag met die liggaam van 'n oorledene nie willekeurig handel nie. So God hanteer alles van ons bestaan. Van die oomblik dat ons begin, daardie oomblik waar daar bevrugting plaasvind, tot uiteindelik dat ons liggaam ontbind. Ons is volledig in God se hande. En dit is vir die gelowige 'n geweldige en 'n ryke troos. Daar is 'n uitgebreide literatuurlys hier. Dit is 'n bietjie ouer bronne, want Dominee Lindhout het hierdie boekie baie lang gelede al geskryf, maar ek sou heelwat by hierdie literatuur kon byvoeg, wat duidelik toon dat begrafnis is die Bybelse roete. Goed, ek wil vir julle geleentheid gee vir enige laaste vrae of opmerkings oor hierdie saak van begrafnis en verassing. Goed, dit lyk nie vir my daar is iets nie. Ek herinner julle maar net daaraan dat ons dan hiermee hierdie Bybelstudie afgesluit het vir hierdie jaar. Met ander woorde ons oggend Bybelstudie, maar dat ons ook dan nou die Bybelstudie oor kremasie afgehandel het. Ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal afsluit deur saam met my te bid. Ons Vader, ons sê vir u baie dankie vir die jaar se Bybelstudie wat ons kon gehou het. Dankie dat u ons geleer het. Ons betree 'n tyd wat ons feestelik saam met familie en vriende wil verkeer. Ons bid vir u bewaring en versorging, en as dit u wil is, bring ons weer op u tyd by mekaar, sodat ons u kan bly dien. Baie dankie vir elkeen wat deel was van hierdie Bybelstudiegroep hierdie jaar.
wil U hulle genadig wees, wil U hulle seën en wil U gee dat hulle sal bly groei in hulle geloof. En ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, julle, 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal. Baie dankie Tom.